Goeienaand julle en welkom by die 4de aand. En ek kan nie dink dat dit so vinnig verby is nie en dat ons eintlik oor 3 versies gepraat het die hele week lank. En maar dit is so diep, dis nou regtig ons kan nog langer gepraat het daaroor. Ons nog baie meer wat ons kon gesê het en dieper gaan het en skatte ontdek het, pun intended. En daarom van dit wat ons, maar dis ook goed. Ek dink elkeen is op sy eie journey, elkeen is op sy eie plek. En ek dink om ook daai oop te los en te sê maar dat die gees met ons verder werk en dieper werk daarin. So kom ons begin met gebed en dan gaan ons 'n bietjie verder weer, of nie verder nie, maar gaan ons dieselfde gedeelte weer lees en dan gaan ons 'n bietjie praat oor wat beteken vir ons hier in 2025 hier in Witpoortjie. So kan ek vir jou vra dat jy vir ons begin met gebed? Reg. Here, baie dankie dat ons vanaand weer verder kan gesels en nog dieper kan ontdek. Here, dat ons kan besig wees met u lewende woord. En dat ons kan weet dat selfs al is hierdie teks oorspronklik vir 'n eerste gehoor bedoel, het u in u alwetendheid dit vir ons ook bedoel. En dat ons daarom ook soveel kan ontdek, kan leer, kan saamneem op ons reis. Dankie Here dat u weet dat hierdie tekste op hierdie stadium vir ons die tekste is wat ons moet hoor. Dat ons daarom kan opgewonde wees oor dit wat u vanaand hier met ons kan deel. Daarom gesels met ons Here. Ons luister gou. Amen. Amen. So, kom ons lees gou weer die gedeelte en dan gesels ons lekker verder. So, Matteus 13 vers 44, hy sê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. En so, ons het gister 'n bietjie gesels oor wat sou die persoon wat in daai tyd is, wat sou hy gehoor het, wat sou hy verstaan het, hoe sou hy gereageer het daarop. En vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor wat beteken dit vir ons in ons konteks. So ek wou eintlik maar begin en vir jou vra wat is jou ervaring in terme van die gedeelte? Wat hoor jy? Wat is wat kom na gedagte as jy hierdie gedeelte hoor? Ons het gisteraan baie gepraat oor die feit dat ons nie weet wat die skat is nie. Nee, ons vertrou nou maar omdat Jesus in hierdie sin is ons patriarg. ja. So ons vertrou dat die feit dat hy weet wat die skat is, dat dit vir ons goed is. Nee. En dat hy dit met ons wil deel. En omdat ons hom vertrou en hy bereid is om die opoffering te maak, daarom kan ons saam met hom gaan en ook die opoffering maak. Ja. Ek meen, soos wat ons nou maar weet dat, kyk, as dit nou was dat ons, of dat God ook soos wat ons doen, sou kon sê, ek is nie lus vir die moeite nie, of ek is nie lus vir die opoffering nie. Juis God sou kon sê, Ja. dan was daar nie 'n Bethlehem geboorte nie, Ja. dan was daar nie 'n kruisiging nie, en alles wat tussenin gebeur het. 'n God wat in die stofstrate van Nazareth geloop het nie, dan was daar nie 'n opstanding en 'n hemelvaart en sulke goed nie, want God sou uitstek nie hoefte gedoen het wat hy gedoen het nie. Ja. Maar hy het besluit, dis die moeite werd. Ja. Die moeite werd om al die moeite te doen, om die opoffering te maak, om alles prys te gee, sy goddelike troon, Ja. as dit ware, prys te gee, en te sê, kom ek gaan doen die ding. Kom ek gaan ontdek die skat, wat ons is, vir hom is ons die skat. Ja. Terwyl ons nou weet dat die skat wat hy nou met ons wil kom deel is nou dan natuurlik die koninkryk. Ja. En as God bereid was om al daai moeite te doen, hoeveel te meer dan nou nie ons? Hoeveel te meer dan nou nie ons wat sê, uiteindelik is dit God wat met ons die pad wil stap, en as hy sê dis die moeite werd, kan ons nie daarteen stry nie, en as hy dan nou sê, kom ons doen dit,
Nee. Kom ons offer dit op, kom ons doen die moeite, kom ons verkoop alles. Ja. En ons gaan ontdek hierdie skat wat dan in die koninkryk is. Ja, ek dink dit is mooi wat jy sê, om te sê dat in die eerste plek is dis die lewe van Jesus. So hy is die ou wat alles gaan verkoop het en alles gegee het om hierdie skat te hê en te kan besit. En dit lees ons in Filippense 2, nee, wat hy sê op dieselfde gesindheid hê as wat daar was in Christus. Dat hy sy God gelyke nie iets vasgehou het nie, maar dit opgegee het, prys gegee het. En ek dink ja, ek dink die vraag is dan maar wat soos ons ook nou gisteraand gepraat het eintlik is wat sal die skat moet wees vir ons om alles op te gee, nee. Ek dink dis die vraag eintlik dan maar. En is ons bereid om dit op te gee vir dit wat Jesus vir ons offer? Ons sê maar hier is die skat wat ek vir julle het. Is jy bereid om alles met te offer? En die moeite in deur te gaan en eintlik maar al die side stuff te aanvaar en te doen, om te sê, weet jy wat, ek is bereid om hom weer toe te gooi, ek is bereid om weer op te maak, ek is bereid om alles te doen, sodat ek hierdie skat kan hê in Jesus Christus, in die koninkryk, in die gemeenskap. Ja, ek dink dit is nogal dis eintlik 'n challenging vraag. Want ons het gister ook daaroor gepraat, is ons, vertrou ons Jesus genoeg, as hy die man is, en ons is, kom ons sê, die kind. Want Jesus praat ons maar baie in daai opsigte ook. Hy sê dat ons is die kinders van God die Vader. En so hy is bereid. Hy kom na ons toe en sê, weet jy wat, ek gaan nou alles verkoop. Ja, hier is 'n nuwe plan. Is ons bereid en vertrou ons hom genoeg om te sê ja, ek is deel van dit. Ek gaan jou aanvaar en ek gaan jou autoriteit aanvaar. Ek gaan aanvaar dat jy weet wat beter. Ek gaan aanvaar dat jy weet wat nodig is. En ja, ek is bereid om saam met dit te gaan. Ja, en kyk, daai spreek nou baie tot ons sentiment. Want ons is meestal nie bereid om die opoffering te maak nie. Grond van sentiment. Dit het nou te maak ook met ons wil nie weer die moeite doen om van voor af te gaan huis opsit en seker goed. Ja. Dit is so. Maar die meeste daarvan is redelik gereeld gegrond op sentiment. Ja. En in ons gesprek met die saamsmel, verstaan ek baie goed die sentiment. Wat natuurlik die blok, kom ons noem dit nou maar die blokkasie kan wees. Om nie hierdie skat te gaan ontdek. En hierdie sentiment is natuurlik goed soos. Ons het soveel koeksusters verkoop sodat ons die saal se vloer kon. Ja. Of ons het soveel pannekoeke gebak sodat ons die kerk se dak weer kon regmaak nadat dit gelek het. Ja. Allerhande sulke goeders. En ek het empatie en simpatie daarvoor. Ja. Verstaan dit, regtig gedoen. Ja. Ek self, net soos jy, het bloed gesweet, nagte deurgewerk om hout in die kerk te gaan opsit, of om 'n nuwe saal vloer te gaan opsit, of om die verhoogse vloer af te skeer en te polish. En allerhande sulke goeders genoeg, nuwe ligte te gaan insit. En in die middel van die nag kerk toe gegaan om te gaan kyk wat is fout om 'n alarm af te gaan. Dan allerhande almal van ons het daai opoffering gemaak. Verstaan daai sentiment. Ja. Ek doen. Maar weer eens, as dit van sentiment afhang het, sou God nooit gedoen het wat hy gedoen het nie. En ek is daarvan oortuig dat ons op hierdie stadium, soos met hierdie gelykenis, daai punt is wat ons met die eerste gelykenis ook gesê het, ons moet deelneem daaraan. En ons deelname hier moet wees. Ons moet bereid wees om opoffering te maak. Regtig uit ons comfortzone uit te klim. Ja. En weer te gaan moeite doen. Ja. Want dit wat ons gaan ontdek, en ek sê nie, dit gaan alles maanskyn en rose wees. Ja. Dit gaan nie so wees nie, maar dit wat ons gaan ontdek, gaan heel moontlik, ek is daarvan oortuig, baie mooier wees, as dit wat waaraan ons tans gewoond is. Ja, en jy gebruik sentiment, ek dink die ander kant ook daarvan is eintlik maar net gemak. Jy het op 'n stadium dit gesê gemak.
hierdie stoel, ek weet nie van jou nie, maar ek weet ook van mense wat sê, maar hierdie is my bank. Ja. Hierdie is waar ek sit, nee. Ja. En ek dink gemak is in 'n klomp verskillende maniere. So dit kan wees dis my bank, dis waar ek sit en ek kan nie van dit skuif nie. Maar ook ek is gemaklik met dit wat hierdie stage of wat ook al is my gemaksone en ek voel gemaklik hierso. En ek dink gemak kan ook 'n groot vyand eintlik wees van die ontdekking van die skat. En ek dink dis waar ek dink die uitdaging vir ons lê in 2025 is dat ons kan nie toelaat dat gemak of sentiment in die pad staan van die skat ontdekking. Dis baie duidelik in hierdie gedeelte dat die skat was vir hierdie ou so wonderlik dat daar was niks in die pad. Daar was niks wat hy nie bereid was om op te gee om dit te kry nie. Nou ek dink dis wat ons tweevoudig en eintlik maar moet deelneem. In die eerste plek is om die Here te vertrou dat die plan wat hy het, die skat wat hy het, is soveel beter as die ongemak wat ons gaan ervaar. En wat ons kan ervaar, en die ongemak wat ons het om te sê, okay, wel nou gaan ek maar van my bank af moet opstaan, of wat ook al. Of die sentiment moet opgee. En om te vertrou en sê, maar dit wat hy het is soveel beter. En ook om te besef dat dit is nie bereikbaar as ons vashou aan die sentiment of in die gemaksone waar ons is. Ek voel net tuis of wat ook al hierso of wat ook al. Ons kan soveel meer mis en dit moet ons eintlik meer bang maak. Ja. Is om daai te mis. In plaas van die bang vir die eintlik maar onbekende. Want ek dink daar lê baie vrae in terme van 'n klomp goed. En ek dink dis die onbekende wat ons meer eintlik bang maak of stop of keer as wat dit is in die eintlik maar om die skat te ontdek. En so ek dink dit moenie ons keer nie, kan nie ons keer nie. Ons is die huisgesin van God en ons moet in hierdie opsigte dink ek vertrou dat die Here is besig met iets. Die Here het 'n skat wat hy besig is om te ontbloot eintlik vir ons. En ons moet besef, nou ek weet dit klink vir baie mense of dis eintlik maar cringe vir baie mense om te sê, maar ek kan dalk 'n stokkie voor die Here se planne sit. Maar ek dink daar is tog iets daarin om te sê dat ek kan, as ek toelaat dat sentiment of gemaksone in die pad kom, kan ek eintlik iets van die skat, ek wil sê amper verloor, of mis, of van iemand anders onneem. Of onneem van iemand anders. Deurdat ek eintlik maar daai nie bereid is om te verkoop. En ek dink hierso is hy juist. Dit sê daar's niks wat hy bereid is om nie te verkoop nie om dit te kry. En ja, ek dink dit is eintlik waar ek Ja. Ek dink nog 'n aspek hiervan is dat Jesus dit by uitstek doen. Met elke gelykenis en so wat hy doen is hy mobiliseer. Ja. En as ons nou dink ten opsigte van die patriarg en die pa sê, okay, kom ons verkoop nou alles. Ons gaan nou die ding doen en dan's daar 10 teen 1 nou die tienerseun wat sê no way, of die tienerdogter wat sê wat is my kamer vir my gemaklik. Ja. As hy nie is soos wat ek hom wil hê nie, gaan ek nie saam nie. En dat dit dan nou van die res van die huisgesin afhang om wanneer hulle inkoop te sê, okay, maar kom ek mobiliseer. Kom ek help om die tienerdogter te laat verstaan dat kamer is nie dieselfde as jou kamer by die huis nie. Ja. Dis beter. En ja, dit gaan beteken dat ons nie, dat jy gaan moet help om te verf. Dit gaan bietjie moeite wees. Nie deelneem aan die tienerdogter se negativiteit, die tienerseun se negativiteit. Vat dit nou maar as voorbeeld, maar nie deelneem aan die negativiteit, maar eerder om te sê, kom ons mobiliseer mekaar, ons wat inkoop. Mobiliseer mekaar om aan te hou en om die durf te hê. Selfs wanneer ek self ook moeg raak, maar dat ek sal aanhou en die durf sal hê om uit my gemaakzone uit te klim
en in te koop in die ding en te vertrou en dis meer. So letterlik beteken dit dat ons mekaar moet saamneem in gesprek. Ja, ek het daai prentjie eintlik by my, ek weet nie of jy dit al gesien het nie, seker, dit is eintlik al 'n ou prentjie, waar, so die prentjie is eintlik hierdie jong meisie, en sy hou hierdie teddybeer, en jy kan sien sy is lief vir hierdie teddybeer. En aan die ander kant van die prentjie is Jesus, is 'n man, maar jy kan sien dit verteenwoordig Jesus. En agter Jesus se rug is hierdie groter teddybeer, hierdie mooier teddybeer. En ek dink juis in opsigte van dit is dit eintlik 'n mooi prentjie. So Jesus hou dan sy hand uit en hy vra vir die klein meisie om vir hom daai teddybeer vir wat sy so lief is te gee. En ek dink baie keer is dit eintlik maar is dit die vraag. As Jesus sê, "Vertrou my, gee daai ding vir wat jy so lief is, vir wat jy so hard gewerk het." En ek dink nie die Here wil sê, "Ag man, dis nie die hoop so pissie wees of hoop so kinderagtig wees of hoop." Ek dink die Here sien dit. Hy sê, "Ek weet hoe belangrik is hierdie ding vir jou. Ek weet dit. En ek waardeer dit. Ek waardeer dat jy 100 koeksitters gebak het Ja. om die vloer reg te maak en so. Ek waardeer dit. Maar ek vra vir jou, gee dit vir my want ek het vir iets baie beter." Ek dink dit aan die een kant. Aan die ander kant, terwyl jy so gepraat het, het ek ook al ietsie wat net na my gedagte gekom wat ek hierdie week gehoor het. Wat vir my eintlik so mooi is en ek dink dit is eintlik baie belangrik, ons moet dit nie mis nie. Is dat ons besef vir almal is dit eintlik maar 'n ongemaklike situasie ook. Geen nie om hoe nie. Kom ons vat nou 'n voorbeeld. As dit beteken dat Witpoortjie kom na Koelenbeek toe, dan gaan ons dink, maar ons is nou gemaklik, want ons bly in dieselfde gebou. Of ons kom na julle toe, of ons gebruik Witpoortjie, nie julle nie. Nee, ons weet nie julle nie. Koelenbeek kom na Witpoortjie toe. Dan gaan baie mense dink, ja, maar Witpoortjie het nou alles. Dit is nou so gemaklik, maar dit is nie. Nee. Daar's nog steeds 'n ongemak. Want daar's 'n klomp ander goed wat ook verander. En dit waarna ek wil terugkom is eintlik die genade hê vir mekaar en die ongemak daarin. Ja. En dit wat ek hierdie week gehoor het, maandag gelees het, is to love people patiently. En is so mooi vir my is om te sê dat terwyl jy dalk, en ek gaan dit nou maar so sê, kerm en klaar, gaan ek nog steeds jou lief hê, geduldig lief hê, om te sê, maar ek gaan vir jou wag tot jy okay is met die proses. Ek gaan wag vir jou tot jy okay is in dit wat aan die gang is. Ja. En om vir mekaar daai ruimte te skep. Ons het gepraat Dinsdag oor die nessies, nee, en hoe elkeen se nessie anders te lyk en hoe elkeen ons moet ruimte maak en plek maak vir mekaar se nessies in die boom. En ek dink weer eens wil ek dit herhaal om te sê dat in hierdie hele proses is om te sê, maar ek het ruimte, daar's ruimte vir jou. Daar's ruimte vir my, daar's ruimte vir wie ook al, die persoon wat hier luister. Daar's ruimte om jou uniekheid te bring en dit wat jy wil, om te kom help die huis deur nuut bou. En ons kan hierdie keer jou kamer dalk bou soos wat jy hom, want die vorige kamer was nou klaar, ons het die huis so gekoop, so jy kon nie jou badkamer gehad het nie, maar nou kan ons vir jou badkamer bou, of wat ook al. En ons het die geleentheid om nie te dink en alles wat ons graag wou verander het, maar kon nie, kan ons dalk nou implementeer. Ja. En ek dink dis deel ook van dit, van hierdie is om te sê, maar nou is daar soveel meer geleenthede. Daar's soveel, en dis eintlik waartoe ek wil kom, is daar soveel meer geleenthede en nuwe geleenthede. Dit beteken nie ons moet van die ou vergeet nie. Dit wat gewerk het, kan ons weer doen. Maar nou is daar ook plek vir nuwe goed om te doen. Dit is nou 100% in lyn met waartoe my gedagtes nou ook gegaan het. Dat heel moontlik is dit groter. So daar's meer plek. Dis 'n ruimer huis. Daar's meer plek vir ander wat op hierdie stadium dalk bietjie uitgesluit word. Ons kan nou meer doen, meer mense insluit, want dis 'n nuwe stuk grond. So ons kan nie in die metafoor. Dis 'n nuwe stuk grond, soos wat jy nou sê, ons kan die badkamer bou. Ons kan die huis groter bou. Ons kan meer kamers aansit. Ons kan soveel meer doen as waaraan ons gewoond was. Omdat ons bereid was
om die grond te gaan ontgin, want ons weet dat die skat wat daar lê, Ja. is soveel mooier, want ons vertrou die Here. En daarmee saam wil ek dan nou sê, kyk julle, ons weet nie wat môre gaan gebeur. Ja. Ons weet nie hoe die proses gaan uitspeel nie. Ons weet nie, ons kan, dit is onmoontlik om alles te voorsien. Wat gaan gebeur, wat nie gaan gebeur nie, ensovoorts. Maar wat ons wel weet, is dat ons het mos nou koninkryksvisie. En daarom geld koninkryksbeginsels. En ek kan nie daarom dan besig wees met hierdie aardse idees. Dit steel ons fokus. As ek nou maar net dink hoe opgewonde ek raak, as ek nou oor al hierdie goed dink, hoe opgewonde ek raak daaroor dat ons nie meer permanent gaan besig wees met ons wickets kering om te probeer dink hoe gaan ons die einde van die maand oorleef, of die einde van die jaar oorleef, of die volgende 2 jaar oorleef. En dat ons regtig dan die geleentheid kan hê om as gemeentes, een gemeente, dan te kan sê, okay, maar kom ons droom nou weer bietjie. Kom ons dink nou weer bietjie groter. Ons is okay. En daarna, ek sien verskriklik baie daarna uit. Al die gesprekke en die groeimoontlikhede ensovoorts. Ek meen ouens, ons kan so baie vir mekaar sê oor alles wat kan verkeerd gaan of die negatiewe punte en al die goeders. As ek net bietjie anders daarna kyk en ek sien die skatraad in steede van die negativiteit rondom die grond wat nou ewe skielik weer bewerk word, dan is daar soveel meer goed wat, kom ons noem dit nou die pros teenoor die cons, nie? Dan kan ek soveel meer pros opnoem as die cons. Ek kan soveel meer voordele opnoem as die nadele. Dit hang nou natuurlik af hoe ons daarna kyk. Daaroor is ek op. En ek het ons het vir elkeen van ons kinders het ons so net voordat hulle gebore is, het ons dit het eintlik begin. Die eerste keer het ek en my vrou na ons hiekste maar dit moes so 'n mark ding gehad so aan die einde van die jaar. En ons het een keer daarin geloop en toe was ons sulke plakkate wat sulke slagspreuke of wat wel net motiverende goed het. En ons het toe 2 gekoop vir ons seentjie wat nou daai stadium op pad is. En dit toe nou maar gewoonte geraak. Vir elke kind het ons toe nou 2 sulke plakkate gekoop. En een wat nou vir die jongste wat ek toe nou vir haar gekry het is ek weet nie waar, ek dink dis in Winnie the Pooh of so 'n erns storie. Ek weet nie regtig waar nie, nee. Maar dan gaan die slagspreuk en sê dat ek is bang om te spring want wat as ek val? En dan sê die ander persoon sê, o nee, wat as jy vlieg? En ek dink dis juist daai is wat is jou perspektief van bepaal eintlik maar die manier hoe jy in dit ingaan. Ja. As jy ingaan en sê maar ek kan nie hierdie doen nie want ek gaan val, of wat as ek seer kry, of wat as die of wat was daar. En ons kykie maar wat is die moontlikhede? Wat as ons kan vlieg? En ons kan hierdie doen, ons kan daai doen. En ek dink daai is so belangrik. En die skrif sê ook dit vir ons, nee, is dat ons moet ons gedagtes hernuwe. Ons moet toelaat dat die Here ons gedagtes kom nuut maak en kom op 'n nuwe manier kom skep, nê. Want ons is maar as mense baie keer geneig. Ek dink dit is maar deel van die onbekende. Ons is bang vir die onbekende en so daarom is ons maar baie keer geneig om na die negatiewe te kyk of al die goed wat kan verkeerd loop. Maar mag ons regtig mense wees wat sê, maar wat is die moontlikhede as hierdie ding gebeur? Wat is die moontlikhede van hierdie nuwe ding? En ek dink daarin lê eintlik so opgewondenheid as Jesus sê ons moet weer soos kindertjies word, dink ek dis daai die moontlikhede van en die nuut en alles wat kan gebeur in plaas van ek het nog nooit 'n kind
Wel, daar seker nou maar ja, altyd uitsonderings, nee, maar 'n kind is oor die algemeen is hy meer opgewonde oor wat kan, wat die wonderlike van as wat hy is van, maar wat die moontlikhede van negatiewe goed. Kind worry nie oor kyk na ons twee. Ons moet baie keer vir hulle sê, hoorie stop net want hier is baie gevare. Hulle worry nie oor dit nie. Hulle wil net geniet. Jol. Ja, En ek dink dis wat ons moet ontdek in hierdie tyd ook. Yes. Dis om net te kan speel en sê, weet jy wat, ons pa, as hy sê ons moet alles verkoop, he's got this. Ons kan Ja. ons kan net jol. Ons kan net dit geniet. En weet hy Nee, dis verseker so. Dankie. Ek het dit geniet en dankie vir julle dat Yes. julle bereid was om julle tyd op te offer en saam met ons te kuier. Ek hoop dit vir julle soveel beteken soos wat dit vir ons beteken het, want dit het vir ons baie beteken. En om net weer hierdie tekste te kon ontdek en 'n bietjie vir ons hier in Witpoort. Bietjie rustigheid kon bring, bietjie vrede, bietjie meer sekuriteit met die wete dat soos wat Dominee Stiaan nou gesê het, he's got this. Ja. Here het hierdie. Kom ons koop daarbey in en ons maak almal deel van hierdie ruimhuis en die nuwe skat wat ons ontdek en hierdie bos wat vir almal van ons plek maak met ons nesies. Maak nie saak hoe ons nesie lyk nie. Dankie vir julle, dankie vir julle tyd. Ons het selfs binnekom. Kom ons sluit af met vandag. Here, dankie dat ons net weer kon hierdie gedeelte lees en ontdek, Here, dit waarmee U besig is. Net eintlik weer te besef, Here, maar U is die man wat is die pa van hierdie familie. En ons kan as kinders of familielede, Here, kan ons werklik U vertrou. En weet dat dit waarmee U besig is tot ons beste. As dit vra dat daar dalk ongemaklikheid in ons is en dat ons deur 'n situasie gaan wat ongemaklik is, Here, dat ons bereid is om dit te doen. Sê ek vertrou dat my pa weet wat hy beter doen. En Here, mag ons ook maar net soos die kinders dit geniet en speel en net eintlik vreugde vind binne die hele proses, al is dit ongemaklik. Want Here, tog is verandering is nie altyd 'n lekker ding waardeur ons gaan. Maar mag ons die vreugde ontdek wat binne in dit ook is. En die hele verandering. Here, wees saam met ons waar ons gaan, waarmee ons besig is, Here, dat ons ook die skatte wat U vir ons wegsteek in ons dag, Here, sal ontdek. En ook vreugde vind daar. Vreugde vind binne. Dit al in die naam van Jesus. Amen.